Nie daai tipe verdwaal, ek sê altyd vir my kinders, ons is nie verdwaal as ek ten minste nog weet hoe om by die huis te kom. As ek weet waar om terug te kom waar ek is, of waar ek was, dan is ek nie verdwaal. Wanneer jy regtig verdwaal is daai, dit voel baie keer vir my deesdae met GPS is dit amper onmoontlik om so te verdwaal. Maar daai tipe verdwaal van, ek weet letterlik net nie nou waar ek is nie. Ek weet nie om terug te kom waar ek was nie, ek weet nie waar ek moet gaan nie, ek is nou in my glorie. Het een van julle al so verdwaal? Julle al, ek onthou die eerste keer, toe ek my lisensie gekry het, toe moes ek Pretoria kry. Ek het my lisensie 2 weke gehad, toe moes ek Pretoria. Ek kan nou nog weer sê, hoe en waar het ek gery, of hoe op aarde het ek by die huis uitgekom. Ek was so, ek weet op 'n stadium het ek aan die kant Sasolburg gery. Nou hoe ek daai gekom het ek geen idee. En gelukkig is daar GPS en ons almal het op ons fone. Dis baie moeilik om met Google Maps deesdae te verdwaal. So ek sê, voel my jy moet Mosambiek toe gaan of jy moet buiteland toe gaan om dit iewers te kan regkry. Laas jaar toe ons Mosambiek toe was, het ons so klein bietjie verdwaal. Maar in die Bybel kry ons ook baie stories van mense wat verdwaal. Mense wat fisies verdwaal. As jy nou net vir 'n oomblik sou dink, daai arme Israeliete wat vir 40 jaar in die woestyn rond moes reis. Ek dink daai is 'n stuk ernstige verdwaalwerk wat daar gebeur het. Maar ons ook stories van mense wat nie net fisies verdwaal nie, ons ook stories en verhale van mense wat amper emosioneel of op hulle lewenspad verdwaal. En een van my gunsteling een is in Matteus 4, waar Jesus eintlik al amper doelbewus verdwaal. As ons daar lees in Matteus 4 van vers 1 af. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Matteus 4. Ek sien ons paar van julle Bybels nog, Matteus 4. Hierna is Jesus, hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgebou staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan immers geskrywe, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Lees net daai gedeelte. So hy het vir my rekord gedruk. Nee, ek sal nie gekom nie. By voorbeeld. Weet, dankie. Okay, so die eerste wat ek wil hier moet oplet met hierdie teks, as jy teruggaan daarna vers 1 toe, hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei. So hierdie is 'n verdwaal, hy was nou 40 dae en 40 nagte lank daar in die woestyn. Maar is dit so 'n bietjie van 'n doelbewuste verdwaal. Die Gees het hom in die woestyn ingelei om daardeur die duiwel versoek te word. Ons fokus nie nou net vir oomblik daarop. Dis baie belangrik net vir 'n begin hier dat ons sal sien Jesus verdwaal in die woestyn, maar dit is die Vader se plan. Dit is die Gees se plan. Hy word gevat so. Hierdie is nie Jesus was op pad na die Samaritane toe of hy was pad Galilea toe of iewers heen en toe verdwaal hy nie. Hierdie is doelbewus. Dis my baie vreemde ding. Hoekom sal God wil hê? Hoekom sal die Vader wil hê dat Jesus doelbewus moet verdwaal? Die Bybel is hierdie wildernis ervaring wat ons hier van lees. Ons lees baie kere
van wildernis. En daai idee van wildernis is nie net 'n fisiese plek nie, dit is nie net die woestyn nie. In die Bybel is dit ook 'n plek waar mense, waar Jesus in hierdie geval getoets word. Dis 'n plek van eensaamheid, van alleen wees. Dis ook 'n plek van konfrontasie met die duiwel, of in hierdie geval die versoeker. 'n plek van amper ek moet sterk staan. Dit gaan swaar met my, dit gaan sleg met my. Jesus was honger en in daai honger kom die versoeker. Hierdie gedagte ook van ronddwaal in die wildernis kry ons nogals baie, en het gesê van die Israeliete wat 40 jaar in die woestyn is ronddwaal. Ons kry ook vir Moses wat 40 dae op die berg moet, daar by Sinaï berg moet wees, voordat hy uiteindelik 'n ontmoeting met die Here het. Selfs Elia op 'n latere stadium, hy moes 40 dae en nagte stap, ook deur die wildernis, deur die woestyn, tot hy by die berg Horeb kon uitkom, waar hy die Here kon ontmoet. Op 'n ander manier, miskien ook 'n 40 dae ding wat ek vir die eerste keer hierdie week raak gelees het. Mis mos partykeer so klein details. Goliat het vir 40 dae die Israeliete getap. As julle daai Dawid en Goliat storie dink. So 40 dae, dit was nie noodwendig 'n wildernisreis nie, dis nie noodwendig 'n woestynreis nie, maar dis 40 dae waarin Israel in die moeilikheid is. 40 dae waarin hierdie volk besef, luister maar, fisies weet ons presies waar ons is, maar ons het nie 'n manier om uit te kom. Ons weet nie hoe gaan ons hierdie situasie hanteer. Ons weet nie hoe gaan ons wegkom van hierdie plek af waar ons is nie. Waar ons gekonfronteer word deur die reus. Jesus wat gekonfronteer word deur die Bybel. Elia, as hy in die woestyn is, of as hy op daai 40 dae stap van hom is, dan moet hy vlug vir die koning en die koningin wat hom wil doodmaak, omdat hy moedeloos is en nie meer weet wat te kant toe om te gaan. So baie keer ook in die Bybel is hierdie idee van wildernis of van woestyn 'n oorgangsplek. Dis 'n plek waar identiteit gevorm word. Israel moes so 40 jaar in die woestyn rondreis, omdat hulle God kwaad gemaak het, maar omdat hulle ook nie eintlik weet wie hulle is nie. In hulle koppe is hulle nog steeds slawe. As hulle halwe kans kry, wil hulle teruggaan Egipte. Israel op daai oomblik is nog nie die volk van God nie. Maar is hierdie 40 jaar in die woestyn wat hulle sy volk word. In die woestyn word hulle geloof getoets, in die woestyn kom daar uit chaos uit helderheid. Kom daar duidelikheid oor wat God se plan is. En so ek nou gesê het ook, as ons kyk na Jesus se 40 dae in die woestyn, dan is dit nie net 'n tyd van swaarkry nie. Dis 'n tyd ook as ons die oomblik wat hy klaar is met hierdie 40 dae, waar na die duiwel met hom gepraat het, of na die versoeker met hom gepraat het, na hy al hierdie versoekings weerstaan het, dan begin sy bediening. So dis nie net 'n tyd van swaar kry nie, dis nie net 'n tyd van versoeking nie, dis ook op 'n manier 'n tyd van voorbereiding, waar God in Jesus gewerk het, en dan van sê, gaan. So as hulle net weer gaan kyk in Matteus wat gebeur, hy word gedoop. As hy gedoop word, kom die Heilige Gees op hom af. Nou die Heilige Gees op hom was, en God sê, jy is my geliefde seun, oor my verheug ek jou, of my, dan gaan hy in die woestyn, en as hy in die woestyn kom, dan begin hy preek. Dan begin hy wonderwerke doen. Dan begin sy werk. Ek dink baie kere vir ons, as ons verdwaal raak, fisies, maar ook in ons eie lewens, dan kom ons op 'n plek waar, dan kom daar vir ons nuwe insigte. Dan begin ons iets ontdek van wie ek regtig is. Dan ontdek ek iets van wat God se plan vir my is. Want ons verdwaal so maklik. Dalk nie meer, so ek sê, omdat ons GPS het, maar ek sê lewe en my beplanning is, ek gaan 'n gesonde lewe hê. En die volgende oomblik kom ons siekte op. Die volgende oomblik kom daar miskien dood van 'n geliefde
op my pad. My beplanning is, ek gaan 'n gesonde huwelik leef vir die volgende 50 jaar. En dan skielik gaan daar iets fout in my huwelik. Skielik is my huwelik nie meer 'n plek van genesing en van veiligheid. Ek sê my werk, ek het 'n plan, ek hou van die werk waar ek werk, alles gaan goed. En dan skielik gaan daar iets fout met die ekonomie en ons in die ekonomie kry seer en ek verloor my werk of ek moet my werk, my besigheid toemaak. Ons almal raak iewers in ons lewe soms verdwaal. Maar ons net nie weet, maar hoe nou en waar jy nou, hoe hanteer ek hierdie situasie? Dis in hierdie plekke, in hierdie wildernis plekke, in hierdie wildernis tye, in hierdie plekke van verdwaald wees, waar God kom en ons kom uitnooi om iets diepers te ontdek van wie ons is, iets te kom ontdek oor onsself, oor ons geloof, miskien ook oor wat sy plan vir ons lewe is en waarheen hy graag saam met ons wil gaan. Een van die eerste goed wat vir my opvallend is van Jesus daar waar hy in die woestyn is. Hy is 40 dae in die woestyn, hy word honger en dan kom die versoeker na hom toe. En Jesus kon natuurlik dan weggaan. Hy kon maklik gesê het, luister, ek hoef hier te wees nie. Ek kan teruggaan na die normale lewe toe. Ek kan aangaan met my bediening sonder hierdie. Ek het nie hierdie nodig in my lewe nie, maar dis nie wat hy doen. Hy hardloop nie weg vir sy probleme. Hy konfronteer die versoeker van vooraf. En in hierdie gesprekke met die duiwel, in hierdie gesprekke met die versoeker, vorm dit iets van sy verstaan rondom wat sy bediening gaan wees, vorm dit iets, glo ek ook, van sy verstaan van wat is sy verbintenis of sy koneksie met die mensdom. Hierdie versoekings waarin die duiwel ombring, is alles goed wat gaan oor gemak, of oor sekuriteit, of oor krag, nee? Of mag, nie krag, nie mag. Jy is ongemaklik, jy is honger, kry vir jou brood. Spring hier af, jy gaan veilig wees, jy het die sekuriteit nie worry nie, die engele sal jou dra, jy sal die sekuriteit hê. Of kyk nou net hierdie wêreld, hierdie lande, jy kan regeer oor hierdie lande, jy kan mag kry. Baie keer is dit die 3 goed wat ons ook versoek. Ek verloor my werk, en wat soek ek as ek my werk verloor? Ek soek sekuriteit, en ek soek gemak. Baie kere is dit juist in hierdie tye van verdwaal wees of verlore wees, wanneer ons ekstra mag soek, want as ek nie kan die mag hê, dan hoef ek nie meer bang te wees vir enigiets, en dan kan ek in beheer wees, want die mag is myne. Hierdie 3 goed van gemak en sekuriteit en mag is iets wat so vinnig 'n sagte plek in ons hart soek, so maklik in ons wapenrusting 'n oop plekkie is waar die duiwel kan inkom. Die ander probleem met hierdie gemak en sekuriteit en mag is dat wanneer ons dit nie het, dan voel ons baie keer asof mense vir ons snaaks aankyk. As ek nie sekuriteit het nie, of ek nie gemak het nie, so wanneer ek verlore is of verdwaald is, dan voel ons so oop en ontbloot, asof almal ons raak sien, asof almal nou iewers kyk, waar kan hulle 'n mes inkry, of waar kan hulle 'n pyl inkry. Die oomblik wanneer ons op 'n plek is waar ons siek is, of verdwaald is, of waar dinge fout gaan, dan is ons so bang vir wat mense tog net van ons gaan dink. Net gister praat ek weer met iemand oor iets heeltemal anders, maar die woordjie wat hy gebruik was, maar dit is tog 'n man se trots. Ons almal ken daai, ons almal is so goed bekend met daai, maar dit is my trots. En omdat ek trots is, moet niemand nog net weet dat dit my sleg is, moet niemand nog net weet dat ek verdwaald is nie, want ek is 'n man, of ek is tog 'n vrou, ek kan sterk staan in hierdie oomblik. Ek dink hierdie verdwaaldheid waarin ons baie keer kom, is juis
oomblikke waarin ons uitgenooi word om te sê, kyk wie is ook saam met jou. Kyk wie is ook rondom. Jy is nie altyd alleen nie. In die boek waarmee ons besig is, onder andere van Barbara Brown Taylor, sê sy dat om verdwaal te raak, miskien plek op tye jou GPS neer te sit en ons sprus verdwaal te raak, is altyd iets heiligs. Want dit oefen ons vir wanneer daai tye in ons lewens kom, wanneer ons werklik alleen is en werklik verdwaal is. Die ou cliché van mans wat nie vra vir rigting nie, is waaroor ons almal die oomblik wanneer ons verdwaal in ons lewens. Die oomblik wanneer ons op emosionele vlak of op 'n ander vlak in ons lewens verdwaal, dan so baie keer kry ons hom net alleen swaar. Ons sal hom maar net alleen vasbyt. Ons sal hom maar aanhou dis baie keer wat ons doen. Tot tyd terwyl ons onsself iewers teen 'n muur vasloop, maar ons sal nie hulp vra nie voor daar geen ander uitkoms is. Waar as ons begin om miskien plek as fris doelbewus effens verdwaal te raak, iewers doelbewus te sê, maar ons gaan onsself oorgee aan God se mag, ons gaan regtig onsself 100% in sy wil los, dan raak ons gewoond aan hierdie goed, dan kan ons het begin oefen. En dan kan ons in daai plekke van verdwaaldheid, doelbewus, fisies of nie doelbewus nie, en in ons eie lewens, die vermoë ontdek om nuwe koneksies, nuwe geleenthede, nuwe verhoudings miskien selfs raak te sien en te ontdek. Net soos wat Jesus daar in die woestyn uiteindelik daar wegkom en na hy deur die versoek is, deur die duiwel versoek is, hy dan die krag het om sy bediening te gaan doen. So kan ons tye ook ons tye van verdwaaldheid, ons tye van disoriëntasie gebruik om nader aan God te kom en dan eintlik in beweging te kom. Ek dink ons 'n paar 4 goed miskien wat ons regtig kan leer uit tye van verdwaaldheid, maar ook wat ons voor die tyd vir onsself dink ek moet hê. Selfs met soos 'n GPS, dis baie sleg. Die nou dat vir my Oktober en nou iets daaroor opgedaan. Dis vry sleg as ek op pad is iewers heen en ek dink waar dit is. Nou moet ek skielik besef ek weet nie waar ek is nie. Nou wil ek bestuur in die middel van verkeer my GPS probeer aansit. Ek moet nou hier gaan staan en tik, soek gou hierdie plek en dan bevind ek myself miskien in die middel van Johannesburg of iewers en daar is nie sein nie. So my GPS wil nie werk nie. En nou is ek regtig in die moeilikheid. Want my GPS se sein is weg. Ek het nie ingedink waarheen ek moet gaan nie. Die geheim van 'n goeie GPS gebruik is om dit voor die tyd in te doen, né? Ideaal, Google Maps kan jy ons voor die tyd dit al aflaai. So maak die saak of waar sein is nie, want dit is klaar afgelaai. En ek dink hierdie 4 goed is amper iets van, kom ons laai dit af voor die tyd. Eerste ding is om verdwaal te wees, soos ek nou nog gesê, vat ons wapenrusting van ons weg. Dit maak ons oop, dit maak ons sag vir die aanvalle vir hierdie wêreld, maar op 'n manier wat Jesus doen hier in die woestyn, is hy kies dit. Hy kies om nie so sterk te wees nie. Hy kies om oop te wees vir die ervarings rondom hom. Die Engelse gebruik 'n woord wat ek baie van hou, vulnerable. Hy kies om vulnerable te wees. In ander woorde, ek is Jesus, ek is die seun van God, maar ek maak myself oop vir hierdie aanval. Ek maak myself oop, ek gaan nie net so sterk staan nie. Ek besef, ek is afhanklik van die Vader. As ons nie bang is om oop te wees nie, as ons nie bang is vir vulnerable wees, dan is hierdie oomblikke van verdwaaldheid al klaar 'n bietjie nie so ernstig. Die tweede ding wat Jesus doen, wat ek dink ons ook help, is om nou al God se rigting, God se wyse leiding te soek. Baie keer wat ons
doen as mense is, ons is op hierdie pad, ons is okay, ons is in ons lewe, nou kom daar fout en nou skielik. Here, waar jy nou? Hoe nou? Here, ag asseblief help my. Watter kant toe moet ek nou gaan? Ons ken hierdie gebeure, julle. Ek het hierdie gebeure al 100 keer in my lewe. Vader, ek weet nie wat kant toe ben. Ek weet ek is hier. Ek weet ek is verdwaal, ek het nie my beplanning gedoen nie, ek het nie meer op my kant gebring nie. Ek weet dis die helfte van die tyd my skuld dat ek hier is, maar Here, U moet nou red. Asseblief help my, asseblief wys vir my waartoe nou. As ons van die begin af hierdie pad saam met God staan en sê Here, wys U vir ons die pad. Lei ons. Dan gaan ek nog steeds dalk verdwaal raak. Dit sê nie ek gaan nie verdwaal raak nie, maar wanneer ek dan verdwaal is, dan is ek nog steeds in kontak en in gesprek met God. Wanneer ons verdwaal is, kan gebed en die skrif juis ons amper tuis. Kan dit vir ons soos enige goeie rigtingwyser of kaart wees wat vir ons wys wat se pad om te stap. Ek glo ook dat God baie kere, ons sien dit ook in daai verhaal van Elia, juis met ons praat in die tye wanneer ons stil is en wanneer ons alleen is. Dat God juis iets of van homself aan ons kom openbaar in hierdie wildernistye in ons lewens. Want dan is ons oop om te luister. 'n derde ding wat ek dink ons help om reg te kom vir hierdie wildernistye is om bereid te wees om te verander. Die probleem met 'n wildernistyd is dat as ek die Isak is wat ek ingaan en ek dink ek gaan dieselfde Isak wees wat daar uitkom, dan is daar 'n klomp konflik op my pad wat vir my sit en wag. Dan is daar 'n klomp swaar kry wat op my pad kom. Maar as ek vir myself al voor die tyd sê en ek weet dit en ek oefen dit, dat daar kom tye op my pad en alhoewel ek gesond hierdeur gaan kom, is om as ek God toelaat om my te verander. As ek toelaat dat God my kom herskep. Ek weet nie wat daar Anglisisme is nie, maar transformeer is 'n woord wat teoloë baie keer gebruik. Bietjie op my sien dit werk, want dit is seker Anglisisme. Maar as ek toelaat dat God my kom transformeer, dan weet ek, maar hierdie pad waarin ek stap, kom daar goeders wat ek gaan moet aan werk, kom daar goeders wat in my gaan kom verander, en dan is dit nie so ernstig, eerder as wanneer ek daarteen beklei. Sê ek gaan nie verander nie, ek gaan sorg dat dieselfde bly, ek sal sterk staan, moet tog net nie dink ek gaan nou 'n ander Isak wees as ek hier uitkom. As ek myself oopmaak vir God se verandering in my lewe, dan word hierdie woestyntye ook iets sinvols. Die laaste ding ek wat belangrik is dat gemeenskap maak saak. Die mense rondom my, op my pad, maak saak. Terwyl Jesus daar in die woestyn is hy alleen, en daar in die wildernis is hy alleen, maar hy bly verbind aan God. En uiteindelik gaan hy terug na sy gemeenskap. Uiteindelik gaan hy terug en sê, nou kan ek bedien, nou kan ek hier werk, nou kan hierdie gemeenskap saam met my gaan. Ons is baie goed daarmee, dat wanneer ons in ons eie wildernis tyd ingaan, wanneer ons verdwaald raak, is ons eerste reaksie, ek gaan tog net wegkry. Ek gaan in my huis bly, ek gaan in my binnekamer bly, ek gaan niks uit te waai met mense rondom my nie, want mense moet tog nie weet. Mense moet tog net nie weet van die skande wat in my lewe is, dat ek siek is, dat ek my werk verloor het, of ek met my moeder gaan. Dit is my probleem, en ek moet dit hanteer. Dit is die grootste nonsens wat ons as mense doen. Dit is die grootste nonsens wat ons weer en weer doen, is ons kruip weg wanneer dit met ons sleg gaan. Ons hardloop weg wanneer dit met ons sleg gaan. Want ons kruip toch so skaam. Een van die groot geheime van deur 'n wildernistyd kom. Een van die groot geheime van verdwaald wees is vra verrigting. Vra vir ondersteuning. Vra dat ander daar sal wees, saam met jou sal staan. En meer as dit, wanneer ek deur my wildernistydperk kom, of wanneer ek in daai plek is,
en ek leer en ek ontdek iets van God en hy verander my, dan het ek mos iets om te gaan deel. Dan het ek mos iets om te gaan vertel vir mense wat ook in daai situasie is. Om ook daar dan hulle te help dra. En hulle te help om hulle geloof te versterk. So ek wil jou oefen bietjie in jou lewe hierdie heilige verdwaaltyd. Sit bietjie jou GPS neer, nie in Soweto nie in die middestad van Johannesburg nie. Dit is lekker waar dit nou veilig is. Waar jy maklik kan verdwaal, word nie die einde van die wêreld is. So wanneer daai verdwaaltye in jou lewe kom, wanneer daar goed op jou pad kom wat jou totaal en al wegruk van jou beplande pad af. Dat hierdie GPS blou lyn klaar ingetrek is. Dat jy klaar weet wat is die pad wat ek gaan moet loop. Wanneer, en nou laaste, wanneer hierdie wildernistye op ons pad kom, net soos Jesus, weet dat ons is nie alleen. Jy is nie alleen. God is by jou. God reis saam met jou. En inteendeel, dis juis in daai tye wanneer hy homself kom openbaar. Kom ons wees nie bang vir verdwaal. Kom ons wees nie bang vir wildernistye in ons lewens nie. Kom ons gryp dit aan. Kom ons kyk wat is ook God se plan en sy wil in dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, Vader, dankie dat ons kan weet. Dat in ons tye, wildernistye gaan kom. Tye van verdwaaltyd gaan kom. Maar ons nie alleen gaan wees nie. Dat U ons nie daar instuur en sê, sorteer nou maar julle eie probleme uit. Dat U die God is wat saam met ons in daai tyd is. Dat U juis in daai tyd saam met ons loop, met ons praat, U aan ons kom openbaar. Here, help ons om wanneer sulke tye op ons pad kom, onsself oop te maak vir U, onsself oop te maak vir die mense wat U op ons pad stuur, wat ons kan help dra, help regop staan, help rigting vind. Ek vra dit in U naam, Here Jesus Christus.